Vir 3 jaar het Jesus se disippels al agter Jesus aangeloop. Hulle het saam met hom geleef. Hulle het gegaan waar hy gegaan het. Hulle het gesien wat hy gedoen het. Hulle het gehoor hoe hy gepraat het. Hulle het die wonderwerke gesien. En hulle was daar toe Jesus in die tuin van Getsemane gevange geneem is. En hulle het gesien hoe hy aan die kruis gespijker word en hoe hy sterf, sy laaste asem uitblaas. Hulle was getuies om te sien dat die graf leeg was. En daarna het hulle met hulle eie oë gesien, toe hy na sy opstanding uit die dood aan hulle verskyn het. En nou 40 dae na Jesus se opstanding, is hy saam met hulle op 'n berg naby die see van Galilea. En Jesus sê vir hulle, die bekende woorde wel, dis bekende woorde as jy in die kerk groot geword het, as jy al 'n rukkie 'n Christen is, dan sal jy hierdie woorde baie goed ken. Matteus 28 vers 19. Jesus sê vir sy disippels, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Maar vandag moet ons dalk eers kyk na die woorde wat Jesus vir sy disippels gesê het, net voordat hy sy laaste woorde hier op aarde vir hulle gesê het, voor hy opgegaan het na die hemel toe. Sy laaste woorde, net voordat hy sy laaste, die groot opdrag gee, ons ken dit as die Great Commission, die groot opdrag, net voordat hy die groot opdrag vir ons gee, vir sy disippels gee, dan sê Jesus, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Aan my, aan Jesus behoort al die mag in die hemel en op die aarde. Ek wil hê jy moet gou vir 'n oomblik dink hoe groot die heelal is. Ok, ek weet dit is eintlik onmoontlik want niemand op aarde weet hoe groot die heelal is nie. Want die heelal is so groot, ons kan dit nie bepaal nie. Die wetenskaplikes raai maar en hulle sê maar en hulle dink maar niemand weet regtig hoe groot God se heelal is wat hy geskep het nie. Maar verdraaf net vir 'n oomblik saam met my. Dink gou daaraan. Wat is die spoed van lig? Die spoed van lig beweeg teen 297.792 km per sekonde. Nie hier nie per sekonde. Dis amper 300.000 km wat lig af lê elke sekonde. En die son, ons son wat elke oggend opkom en wat vir ons hitte gee en wat vir ons energie gee, die son is 150 miljoen kilometer van ons af. Dit beteken, die lig van die son vat elke oggend, elke dag, 8 minute om by ons uit te kom. Teen die spoed van lig, teen daai verskriklike hoë snelheid, vat die lig 8 minute om by ons op aarde uit te kom. Maar die son is nie die enigste ster nie, heelal nie, né? Daar's baie, miljoene ander sterre. Canis Majoris is een so 'n ster. Canis Majoris is 1,46 miljard kilometer van ons af. 146.000 miljoen, né? Dis, as ek dit nou reg gesê het, ja, ek het dit reg gesê, miljoen kilometer van ons af. Canis Majoris is so groot, soveel groter as ons son. Sy deursnit is 2000 keer groter as ons son. Dit is massief groot. Hulle sê as 'n mens met 'n Boeing kon vlieg teen seker met 'n Airbus ook, maar as jy met 'n vliegtuig kon vlieg teen 'n spoed van 1100 km per uur, nou weet ek nie of Boeings en Airbus so vinnig vlieg nie, maar dalk met 'n tailwind, maar daar's baie vliegtuie wat dit kan doen hier op aarde. 1100 km per uur, sal dit jou 1100 jaar vat om eenmaal om Canis Majoris te vlieg. 1100 jaar, dis so lank dit gaan jou gaan vat om teen daai spoed met 'n vliegtuig rondom hom te vlieg. En Canis Majoris is nie eens die grootste ster in die heelal nie. Nee, daar's baie groter sterre. Dink net daaraan. Die heelal is so groot. Nogtans is alle mag in die heelal, in die hemel en op die aarde aan Jesus gegee en behoort alle mag aan hom. Dink so 'n bietjie vandag aan die grootheid van die skepping, aan die miljoene sterre wat jy sien. Nou nie as jy die stad nie, maar as jy daar op die donker platteland dalk na die sterre kyk in die nag. Of as jy net die see aanskou, die grootheid van die oseane, die berge wat massief groot is, die riviere, groot en klein. Dink aan hoe groot en hoe wonderlik God se skepping is. En dan weet jy, bo dit alles is Jesus Christus. Want alle mag wat op die aarde en in die hemel is, behoort aan Jesus. Alle mag. Alle mag behoort aan hom
wat jou so oneindig lief het, dat hy sy lewe vir jou afgelê het. Wat 'n verskil sal dit maak in jou lewe, as jy dit vandag weet? Wat 'n verskil gaan dit maak om te weet, alle mag behoort aan Jesus, wanneer jy bang is om van hom te getuig, wanneer jy bang is om op te staan vir jou geloof? Wat 'n verskil gaan dit maak? As jy bekommerd is oor jou finansies, bekommerd oor jou kinders, of oor jou werk, of oor jou gesondheid. Wat 'n verskil maak dit in jou lewe, die feit dat Jesus alle mag in die hemel en op die aarde het? Wat 'n verskil gaan dit maak as jou huwelik op die rotse is, en jy nie weer weet watter kant toe nie, en jy nie weet hoe jy jou huwelik kan red nie? Gaan dit 'n verskil maak om te weet, alle mag in die hemel en op die aarde behoort aan Jesus? In Openbaring 20, daarvan vers 8 en 9, lees ons dat die Satan sy leer bymekaar maak om teen die seun van die mens, teen Jesus Christus, te gaan oorlog maak. En hulle sê in die Bybel, vers 8 sê, sy leer is soveel soos die sand van die see, so baie dat hulle oor die hele aarde versprei is. En nie die groot, magtige leer van Satan is gereed. En dan, wat lees ons in die volgende vers, wat gebeur? Daar het 'n ewige geveg losgebars tussen die magte van Satan en die magte van die lig. Nee, ons lees nie dit nie. Vers 9 sê, en daar het vuur uit die hemel gekom en hulle vernietig. Net so, want alle mag behoort aan Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie fantasties om te weet, vir ons wat aan Jesus behoort nie? Alle mag behoort aan hom. Alles waarvoor die Satan van die begin van die skepping af gewerk het, om reg te kry, om Jesus Christus, om God te onttroon, het in 'n oogwink verdwyn, en gaan in 'n oogwink verdwyn, omdat alle mag aan Jesus behoort. Ja, partykeer wil ons hê, dit moet nou gebeur. Hoekom kan die Here dit nie nou al verander nie? Maar die Here is geduldig, want die Here is lief vir die wêreld. En daarom wil hy vir elke mens die maksimum kans gee, om tot inkeer te kom, om na hom te draai en te erken, alle mag behoort aan hom. Want eendag, sê Paulus vir ons, in Filippense, gaan elke knie buig, en elke tong gaan erken, Jesus Christus is die Here. As jy 'n kind van God is, as jy aan Jesus behoort, weet dan vandag, jy behoort aan die een, aan wie al die mag in die hemel en op die aarde behoort. En nou dat ons dit weet, sê Jesus, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dit is Jesus se opdrag. Sy laaste opdrag voordat hy opvaar, teruggaan hemel toe, om sy plek aan die regterhand van God die Vader te gaan inneem. Maar wat doen ons met hierdie opdrag van Jesus? Ek is bevrees, soms span ons, en as ek nou praat van ons, dan bedoel ek nou die kerk in die algemeen, span ons die kar voor die perde. Dalk is jy nou glad nie vertroud met hierdie term nie. Ek het ook nie in die tyd van karre en perde groot geword nie, maar stel jou voor, 'n perdekarretjie, die perd is voor, want hy trek die kar. Maar ons maak baie keer andersom. Ons sit die perd agter die kar, dan verwag ons die kar gaan die perd kan trek, en dan gaan hy nêrens heen nie. En daarom sukkel ons met hierdie opdrag van Jesus. Want ons is geneig om eers vir almal te wil leer om die gebooie, om dit wat Jesus ons geleer het te onderhou. En die wêreld, mense wat nie vir Jesus ken nie, nie Christene, hulle sien dikwels die kerk of geloof as 'n stel reëls wat sê, jy mag nie dit doen nie, jy moenie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie, jy moenie dit doen nie, jy moet so lewe. En weet julle wat? Hulle stel nie daarin belang nie. Want watter sin het dit vir hulle lewe? Want hulle ken nog nie vir Jesus nie. Nee, sê Jesus, gaan eers en gaan maak disippels van die mense, doop hulle, en dan kan julle hulle leer om alles te onderhou. Moet dit nie agterste voorom doen nie, want dit werk nie. Ons moet heel eerste gaan en disippels maak. Maar weer 'n keer, selfs as ons gaan en disippels maak, doen ons dit dikwels so verkeerd half. Ek weet nie van jou nie, maar baie kerke is baie goed ingerig, het ek al gesien. En ek kom nogal by hele klomp kerke, nie net een denominasie, die verskeie denominasies. En die meeste kerke is goed ingerig. Maar baie van hulle is leeg. Baie van hulle
gaan nie uit om die oes te gaan haal nie. Hulle wag dat die oes na hulle toe moet kom. Torben Sondergaard van die Last Reformation, hy vertel dit so mooi. Hy sê 'n boer het 'n groot oes gehad op sy lande. Die oes was amper ryp en toe besluit die boer, hy gaan 'n groot skuur bou en dit goed inrig. Hy het pragtige banke in die skuur gesit, hy het 'n mat op die vloer gesit en toe gaan sit en wag hy dat die oes moet inkom. Maar wonder bewonder, niks het gebeur nie, die oes het nie ingekom nie. Nee, die oes het op die lande gebly. En die boer het gewonder, wat is fout? Hoekom kom die oes nie in nie? Die skuur is dan so pragtig, so groot, so skoon, so mooi. En toe dink hy, aha, ek moet sagte kussings op die banke laat sit, dan sal die oes inkom. En hy het dit gedoen, maar die oes het nog nie gekom nie. Toe dink hy, ek moet nuwe speakers insit en lekker musiek maak. Ek kan dalk 'n orkes hier wat gaan musiek speel en die oes gaan daarvan nou, dan gaan hulle inkom. En hy het dit gedoen, maar nog steeds het die oes nie ingekom nie. Die oes het op die lande gebly. Toe het hy gedink, miskien as ek fancy ligte insit, gekleurde ligte en 'n paar kunstenaars kry, dan gaan die oes kom. En nog steeds het die oes nie gekom nie, want 'n boer wat oes, kan nie in die skuur sit en wag vir sy oes om te kom nie. Hy moet uitgaan, hy moet na die oes toe gaan, hy moet die sekel inlê, hy moet die dorsmasjien gebruik en hy moet die oes afdors en dan moet hy dit self inbring skuur toe. En dit is wat ons moet doen en dit is die opdrag wat Jesus vir sy disippels en vir elkeen van ons wat onsself 'n kind van God noem, gee. Dis sy opdrag aan ons. Gaan dan. Moenie wag, Sondag na Sondag, dat die oes in die kerk moet inkom nie. Want die oes gaan nie inkom nie. Ek en jy, ons moet uitgaan. Ons moet die mense gaan nooi. Ons moet die moeite doen, hulle aan die hand vat. Hulle kerk toe bring. Hulle wys, hoe leef Jesus? Vir hulle vertel, wat sê Jesus? Vir hulle doen wat Jesus gedoen het, sodat hulle die wonder kan sien van God se liefde vir hulle. En dan moet jy hulle doop. En die doop is belangrik. Ja, die doop is verskriklik belangrik, want met die doop sterf ons aan die ou mens en word ons opgewek tot 'n nuwe lewe. Met die dood sterf die sonde in ons, sodat ons vir God, vir Christus kan leef. Ek weet nie of jy weet nie, maar as jy van my video's al gekyk het, sal jy heel waarskynlik weet dat ek 'n akteur en 'n regisseur en 'n skrywer is. En een van die voordele en een van die voorregte wat 'n mens het om 'n skrywer, 'n akteur, sowel as 'n regisseur te wees, is wanneer jy regie doen, wanneer jy op die verhoog werk met die akteurs en vir hulle sê, okay, so moet julle beweeg, so moet julle die karakter interpreteer. En hulle kry dit nie reg nie, dan kan jy dit vir hulle wys. So as ek nou hier onder die verhoog is en ek is besig met regie en die spelers, die karakters is daar op die verhoog en die ou gee nie vir my wat ek soek nie. Hy interpreteer die karakter verkeerd. Dan kan ek vir hom sê, wag so bietjie. Gee jou skrip vir my, gee jou teks vir my en gaan staan daar waar ek staan en dan kyk jy soos die gehoor kyk en na my en dan gaan ek nou die karakter speel soos wat ek graag wil hê jy moet dit speel. En dan wys ek vir hom deur dit te demonstreer, deur dit te doen. Wys ek vir hom hoe ek wil hê hy moet dit doen. En dan gee ek weer die teks vir hom terug en dan weet hy presies en dan kan hy probeer om dit te doen net soos ek het gedoen het. Ons moet dit doen deur dit te illustreer. En dit is hoe ons disippels moet maak, want 'n disipel is 'n volgeling van Jesus. 'n Volgeling is iemand wat agter Jesus aangaan. Sodat Jesus sê, volg my, loop agter my aan, doen wat ek gedoen het, sodat ander mense dieselfde kan doen, sodat hulle agter julle kan aankom. Paulus sê, volg my voorbeeld, soos wat ek die voorbeeld van Christus volg. So dis hoe ons moet optree, dis hoe ons moet disippels maak. Nie om hulle oor die kop te gaan slaan met die Bybel nie, nie om die evangelie in hulle kele af te druk nie, maar om vir hulle te wys hoe om Jesus te volg. En ons kan dit net doen as ons self vir Jesus volg. Ek wil afsluit met 'n laaste storie. Daar was 'n ver land gewees met 'n ruwe kuslyn en daar was verskriklik baie skepe wat langs daardie kus op die rotse geloop het en baie mense het verdrink. Maar daar was 'n klein reddingsstasie langs hierdie gevaarlike kuslyn. Dit was maar amper net 'n ou huitjie gewees met een bootjie in. Maar daar was 'n paar toegewyde mense, lewensredders, wat die see dopgehou het op stormagtige nagte. En as hulle gesien het 'n skip is in die moeilikheid, het hulle met hulle roeibootjie gegaan en met hulle life jacket, wat noem hulle dit, hierdie reddingsboeie, ja, daar kom ek krytjie woord, met 'n reddingsboeie en hulle het uitgegaan en hulle het die drenkelinge gaan red.
En so is baie mense gered. En mense van oral oor het gehoor van hierdie reddingsstasie en die goeie werk wat hulle doen en hoeveel lewens gered is deur hulle. En mense was opgewonde, hulle wou geassosieer word met hierdie reddingsstasie. Hulle het van heinde en ver gekom na hierdie reddingsstasie toe. En hulle het gesê, maar dit is nie goed genoeg dat ons net 'n ou klein huitjie het nie. En daar's een boot, sê nou meer, daar's baie mense wat in die see in die moeilikheid raak. Dan het ons meer bote en groter bote nodig. En hulle het geld begin insamel en geld begin gee. En kort voor lank het hulle 'n nuwe gebou opgerig, 'n pragtige groot reddingsstasie gebou en mooi groot nuwe bote ingesit. En hulle het gereeld by mekaar gekom en hulle het sommer net begin saam kuier. En ja, na verloop van tyd het hierdie reddingsstasie amper soos 'n tipe klub geword, waar die mense graag by mekaar gekom het en allerlei dinge gedoen het. Maar wanneer daar 'n skeepsramp was die ouens nie meer baie lus om in die koue uit te gaan en nat te raak nie. En daarom het hulle liewer professionele lewensredders gekry. Hulle het hulle betaal en hulle kon nou uitgaan om die lewens te gaan red van die mense wat in die moeilikheid beland het in die see. En die res, die ou lede het agteroor begin sit. Ja, die reddingsstasie het nog soos 'n reddingsstasie gelyk en as hulle nuwe lede inlyf, het hulle dit 'n mooi seremonie gemaak. Daar was 'n groot boot gewees en 'n reddingsboei. Maar toe een nag, toe daar 'n groot storm is en 'n skip in die moeilikheid raak, het die mense uitgegaan en hulle die drenkelinge ingebring. En die drenkelinge was van oral oor in die wêreld. Party was blank, party was swart, party was Asiate en almal van hulle was vuil en nat. En hulle het die plek bietjie bemors. En toe was van die lede bietjie up en arms gewees. Hulle het gesê, kyk wat gebeur hier, ons moet 'n aparte vertrek kry waar ons die drenkelinge kan inbring sodat ons hulle daarom net eers 'n bietjie kan was en skoonmaak en droogmaak voordat hulle in ons mooi reddingsstasie inkom. En kort daarna het die reddingsstasie geskeur, want 'n klomp mense het gesê, nee, ons kan nie dit doen nie. Hierdie is 'n reddingsstasie, ons prioriteit moet wees om drenkelinge te gaan inhaal, gaan red uit die see uit. En nou, wat is ons besig om te doen? Ons is besig om 'n klub te word, waar ons gefokus is op wat vir ons lekker is. Ons braai saam, ons eet saam, ons gesels saam en kuier saam, maar ons gaan nie uit en ons gaan haal die drenkelinge nie. En so het die ouens vir hulle gesê, wel, as julle nie tevrede is met hierdie reddingsstasie nie, dan moet julle maar julle eie reddingsstasie verder af langs die kus begin. En die mense die daad by die woord gevoeg, hulle het gegaan en hulle het ook as 'n reddingsstasie begin. Aanvanklik ook klein met een ou bootjie en toe die ding gegroei, maar ongelukkig het presies dieselfde met hulle gebeur na 'n klompie jare as wat met die eerste reddingsstasie gebeur het. En so het nog 'n klomp weggebreek en 'n nuwe reddingsstasie begin wat aanvanklik klein was en gegroei het en mense gered het en toe later weer ook soos 'n klub geword het, wat net gefokus was op hulle eie belange en dit wat vir hulle lekker en goed is. En so word vertel, na baie jare was daar baie reddingsstasies langs hierdie gevaarlike kuslyn. Die reddingsstasies was mooi, hulle was groot, maar hulle was eintlik net klubs. Daar was nog steeds storms, en skepe het nog steeds in die moeilikheid beland en op die rotse geloop. En mense het nog steeds gesmag om gered te word. Maar die meeste van hulle het verdrink. Want ongelukkig het die mense van die reddingsstasie hulle doel verloor. Hulle was geroep, hulle moes daar gewees het om mense te gaan red. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het op hulle eie belange begin fokus. Hulle het begin fokus op dit wat vir hulle lekker is. En die drenkelinge het hulle vergeet. Is dit nie 'n aanklag teen ons as kerk nie? Jesus sê, gaan en gaan red die mense wat verlore is, gaan sê vir hulle van my liefde, gaan vertel hulle, gaan wys hulle hoe lief ek hulle het, sodat hulle ook gered kan word. Ons doen dit nie. Ons is besig met allerlei wonderlike programme. Ons hou vergaderings en bazaars, en ons kla oor dit en oor dat.
En ons is so gelukkig as liedjies gesing word waarvan ons nie hou nie, of as dinge gedoen word, soos wat ons nie tevrede is daarmee nie. En intussen verdrink die wêreld daar buite. Kom ons stop dit. Kom ons stop om te probeer kerk speel. En nou is ek sommer net emosioneel. Kom ons hou op met kerk speel en kom ons wees die kerk vir die wêreld. Ferdinand Daai het dit gesê. Die kerk is nie daar ter wille van homself nie. Die kerk is nie daar ter wille van die Christene in die wêreld nie. Die kerk is daar ter wille van die verlorenes. Hulle wat nog nie vir Jesus ken nie. Hulle wat nie weet van sy liefde nie. Kom ons neem Jesus se laaste woorde ernstig op. Kom ons gaan en ons gaan maak disippels van al die nasies. En ons kan dit doen, want Jesus is by ons elke dag tot die volëinding van die wêreld.